nou wakker? Ons is nou Onderwyser wakker. moet om 'n paar lesse gaan leer. Okay, die kom nou in die breek. Goed, dames en heren. Die naam van hierdie sessie op die program is When in Rome. Kan jy my hoor oor hierdie ding? 1, 2, 3. Jy klink bietjie siek, maar is alright. Kan jy my mooi duidelik oor agteraan ry? Okay. Die naam van hierdie sessie op die program is When in Rome. En do as the Ag, baie dankie, maar jy is oulik man. Ek het hom met 'n baie spesifieke rede so genoem. Dit sluit baie nou aan by wat Benny nou net gesê het. Hierdie hele ding van 'n geestelike padloop en lewe van oorwinning en alles wat daarmee saamgaan. Ek is nie 'n polisieman nie. Okay, dankie Vader daarvoor. Maar ek wil in dieselfde asem wil ek vir jou sê, ek is oortuig daarvan dat ons as Christene, as broers en susters binne 'n gemeente, verantwoordelikheid vir mekaar moet aanvaar. Hierdie verantwoordelikheid gaan op verskillende vlakke. Dit gaan verseker op 'n fisiese vlak. As ek 'n broer of 'n suster het wat broodgebrek ly, wat moet ek doen? Moet hulle help. As ek 'n broer of 'n suster het wat uit hulle huis uit geskop is want hulle kan nie die huur betaal nie, wat moet ek doen? Moet hulle help. Ek moet hulle fisies in my huis invat. As ek 'n broer of 'n suster het wat 'n fisiese nood het, dan help ek hulle fisies. Okay? As ek in my selgroep, in my omgiegroep, 'n broer of 'n suster het wat 'n emosionele behoefte het om met iemand te gesels oor iets wat doen ek luister. Ek vergeet 'n bietjie vir myself vir 'n klein rukkie en ek luister na my broer of suster. En nou, broers en susters, en ek noem julle spesifiek so, omdat ek regtig dink hierdie is 'n ding wat in die broederskap en die susterskap van Christen wees, 'n gemeenskap van gelowiges tuis hoor. Daai verantwoordelikheid impliseer ook dat ons mekaar moet help in die pad van heilige lewe. Okay? Dit impliseer ook dat wanneer Nick sien dat ek iets doen wat onaanvaarbaar is, dan het Nick 'n verantwoordelikheid teenoor my as broer. Luister nou mooi, omdat hy vir my lief is, as Christen broer, om saam met my te gesels, of met my te kom gesels, en my te sê, luister broer, ek wil met jou chat hieroor. Kom ons gesels hierdie ding in. Kom ek kyk of ek jou kan help om hierdie ding te oorwin. Is julle by my tot op hierdie punt, mense? Maak so vir ja, so vir nee. Ok, ek sien julle slaap amper. Maar ek wil regtig hê julle moet die attitude verstaan, waarmee ek dit sê wat ek nou gaan sê. Ok, ek het geen behoefte om vir jou te sê hoe jy moet lewe nie. Ek het wel 'n baie ernstige behoefte, dat jy 'n persoonlike verhouding met die Here moet hê, wat groei, en wat sterk is, en wat vrug dra, en al daai goeders. En omdat ek vir jou lief is, gaan ek jou challenge, hoor mooi die woord, ek gaan nie jou raas nie, ek gaan jou challenge, oor goeders wat daai verhouding kan versteur, en wat kan maak, dat jy die pad byster raak op die ou. Daardeur sê ek nie, dat ek sonder sonde is nie, glad nie. Daar is 'n sekere, 'n verskriklike groot stuk selfondersoek wat moet plaasvind, voordat jy regtig met 'n broer of 'n suster kan gesels, oor iets wat in hulle lewe aan die gang is. Daai ding van die balk in jou eie oog, splinter in die broer se oog ding. Okay? Maar dit sê nie, jy moenie met jou broer praat nie. Dit sê eenvoudig, jy moet selfondersoek doen, en dan wanneer die selfondersoek klaar is, dan moet jy met jou broer gaan gesels. Dan moet jy met jou medegelowige hierdie pad stap van, kom ons chat oor hierdie ding wat in jou lewe aan die gang is. Is julle by my mense? Ek wil regtig 100% seker maak van die foundation voordat ek aangaan. Is almal gemaklik met waar ek vandaan kom en hoekom ek op hierdie punt is. Right. En nou gaan ons gesels oor challenges vir jou as Christen in Londen. En ek noem dit spesifiek challenges, maar dit is eintlik maar sommer net sonde. Okay, dis amper dieselfde ding, eintlik presies dieselfde. Wat ek wil hê ons moet vir mekaar sê vanaand is, hierdie is die goed wat in Londen spesifiek, want ek wil dit lekker practical application gee. Hierdie is die goed wat in Londen spesifiek vir jou as Christen 'n versoeking kan wees, 'n probleem kan wees, jou verhouding met die Here kan versteur. En ons moet mekaar gesels daaroor en ons moet mekaar challenge om erns te maak
om dit wat Benny nou net hierso gesê het, uit te leef. Naamlik om in oorwinning oor die sonde te leef. Albei. Slaap julle. Right. Ek wil jy moet vir my net 3 maatjies rondom jou kry, dan word net 4 mense. Jy moet net om so na mekaar te draai, 4 in 'n groepie. Ek wil hê, ek kry eers jou groepie reg, dan lei dit in 'n aanval. Right, dames en heren. Ek wil hê jy moet in daai groepie. En kom ons begin maar by onsself, want dis in elk geval waar die ondersoek moet afskop. Ek wil hê jy moet in daai groepie, moet jy vir my 3 issues identifiseer, wat jy dink is die grootste probleme vir jou as Christen in Londen, wat jou verhouding met die Here kan versteur. Ok, moet vir my 3 goed identifiseer, wat jy sien, of in jou eie lewe, of in jou broers en susters rondom jou se lewens, wat besig is om mense weg te hou van die Here af. En onthou nou as ek sê weghou van die Here af, dan bedoel ek nie dat hy ou nie 'n kind van die Here is nie. Hy kan 'n Christen wees. Ok? Maar daar's gemors tussen hom en die Here. As ek en Lutie kwaad is vir mekaar terug na die verhouding ding toe, ons is nog steeds getroud, maar daar's gemors tussen ons aan die gang en ons moet dit opklaar. Anders kan die verhouding nie groei nie. Ok, so dis waarom ons besig is. Dis Christene waarvan ons praat, wat besig is om droog te maak op sekere gebiede, of dis jy wat besig is om droog te maak op sekere gebiede, en ek wil jy ons met mekaar challenge. Ek wil jy ons met mekaar eerlik en openhartig hieroor praat. Want ons bly te veel stil oor die goed wat ons pla in die lewe. Ok, 3 goed wat jy dink is krisisse, wat Christene weghou van die Here af in Londen. Laat maar, jy het 2 minute. Wil ek hierdie gesprek met jou hê, nie moet ek hierdie gesprek met jou hê. Verstaan julle baie mooi mense, want ons praat nie van die Christene nie. En ons praat van attitude wat reg moet wees. Ok, kan ek gou hoor? Ek wil sommer uit die face uit. Yes. Kliks. Ok. Skryf nie hiervoor. Kliks, wat nog? Steek my hande op as jy iets het. Kan jy vir my oplos asseblief graag die deur. Dis ja nie. Excuse? Die ponde, kan is so materialisme. Geld. Geld kan 'n issue wees, verseker, wat nog? Wil jy dit my bietjie meer spesifiek wees? Drank, dwelms. Vas. Wat se kringe beweeg julle? Right. Ek sê jy het gesê drank en dwelms. Jy het gesê saam bly. Ja. Ek jou reg gehoor. Saam slaap. So daar's 'n verskil. Selfde bed. Kan ons reguit met mekaar wees? Seksuele verhoudings buite die huwelik? Mag ons dit so noem by die naam? Seksuele verhouding buite die huwelik is 'n probleem in Londen. Praat, skryf. Wat nog? Tiendes. Skies? Tiendes. Wat Deel van daai geld issue miskien. Ja. OK? Ek sê tyd om wat sê daar en met tot die dis ook vasgevang in die werk en wat jy doen sodat jy afskeid geestelike vlak en so. Jou tyd. Right, wat nog? Rasisme onder Christene. Rasisme onder Christene. Hoekom sê jy spesifiek in Londen? Wel, dis baie mense kom Londen toe juis om van sien maar swart mense as weg te kom. Nevermind dat hulle ook Christene is en anders sê dis nie die feit dat ons wil wegkom van ander. OK, rasisme. Selfsug. Ons kyk baie keer vas in ons omstandighede, veral in depressie. Ek dink baie ouens raak depressief hierso. Depressie is 'n ernstige realiteit in Londen, mense. Hierdie London Blues
wat meeste van ons slaan op een of ander stadium, as dit nie reg hanteer word nie, kan oorgaan in ernstige depressie. Yes. Ok, die ouens saam met wie jy werk wat nie Christene is nie, ok? Taalgebruik wat jy werk, elke dag. Jou taalgebruik, right. Wat nog? Hulle is graag geskokkie, dominee in die kerk. Ok? Dit is 'n bietjie boring, maar ek kan nie meer kerk. Ok, feite. Kan ek dit doen? Geef my een term om dit te sê. Geef my een term. As Christendom nie meer entertainment value het, dan wil jy dit nie. Right, as Christendom nie meer vir jou entertainment value het nie, dan wil jy dit nie meer doen nie. Wat nog? Iets wat vir my persoonlik nogal 'n groot probleem was en is toe ek hierheen gekom het is ons het dit saamgevat as eerlikheid en openlikheid. Om weer douane te kom, Ok, luister. Kom ons doen met oneerlikheid, want hopelik is die struikelblok oneerlikheid en nie eerlikheid nie. Wat nog? Kan ek dit nog steeds onder eerlikheid sit? Integriteit. Right, die effort, miskien om kerk toe te gaan, daai tipe van goeders. Right, by onafhanklikheid kan vir my 'n struikelblok wees. Right. In alle opsigte rondom enigiets wat verkeerd gaan. OK. Right, dames en here, ek gaan dit daar sny. Oor die eenvoudige rede dat ons kan waarskynlik nog aangaan vir 'n ruk lank. Ek dink julle kry die prentjie. Nou, ek gaan dit weer sê. Wat ek nou gaan sê ek omdat ek langs jou wil staan as jou broer of jou suster en omdat ek vir jou baie lief is. En omdat ek gesien het oor die afgelope 2 jaar, hoor mooi wat ek sê, omdat ek gesien het in die afgelope 2 jaar, hoe sekere goeders in Londen, mense se verhouding met die Here verwoes. Soos laat hulle op die ou end die pad byste maak. Laat ek net gou gesels oor die konsep van sonde. Sonde versteur die verhouding tussen jou en die Here. OK? Nou moet jy daai sonde regmaak met die Here. Maar as jy in habitual sin is, met ander woorde, jy is die heeltyd besig met sonde wat jy oor en oor doen, dan raak jy afgestomp. Dan wil jy nie die Here vra vir vergifnis nie. Hoekom nie? Want as ek die Here nou vra vir vergifnis, dan moet ek breek daarmee. En ek is nie bereid om te breek. Is almal by met daai konsep. Goed. As ek met ander woorde 'n issue het in my lewe wat vir my 'n gewoonte sonde word, soos materialisme. OK, geld raak vir my alles in Londen. En ek bely dit nie, dan gaan dit groei soos 'n sneeubal tot 'n punt waar ek afgestomp is, waar ek nie meer met die Here wil praat hieroor nie. En dis wanneer vir jou verhouding met die Here begin skibreek lê. Dis wanneer ouens die pad totaal byste raak. Wanneer daai verhouding met die Here skibreek lê. Is almal by met hierdie konteks. Nou wil ek jou challenge om in jou eie lewe te gaan kyk. En vir my 3 goed te identifiseer. Dit kan uit hierdie klomp wees wat ons nou genoem het, of dit kan iets heeltemal anders te wees. 3 goed wat jy sien as 'n probleem in jou verhouding met die Here in Londen. En nou maak jy so. Vat jou vinger en maak so. Met ander woorde, nou is dit nie meer die Christene en die Suid-Afrikaners in Londen en die ouens wat hier aankom. Nou is dit me, myself en I. Ons 3. OK, die onheilige drie-eenheid. Hoe ek my verhouding met die Here nie gaan laat skibreek lê nie, op grond van die feit dat ek 'n commitment maak om hierdie goed ernstig op te neem en hierdie verhouding met die Here te laat groei deur te breek met goed wat verkeerd is in my lewe. As julle by weet waarmee ons besig is. Ek wil hê jy moet identifiseer in jou eie lewe wat is reeds daar, of as jy regtig nou nie 3 kan kry nie, wat is potensieel daar om in jou lewe jou verhouding met die Here te laat skibreek lê. Ek wil hê jy moet jou oë toemaak. Maak jou oë toe. Hoe gaan ons dit skryf? Jy hoef dit nie te skryf, jy kan dit onthou nie. Ek wil hê jy
wil hê jy moet met die Here gesels. As a matter of fact, ek wil hê jy moet saam met my bid. Hemel Vader, ons weet dat U vir ons ongelooflik lief is. Nou skerp gegaan vir die wat nog nie ken nie. Ek slaat op hulle, hoekom ek hierso vanaand praat. Andries het my gevra net vir 'n paar dinge te sê, net die jeugkerk wat ek vir 'n paar dinge te sê oor die aktiwiteite in ons kerk tans. Wel, ek kan gou dit opneem, dit is manne, tienerskinding, musiek, sonnaskool, omgegroepe, en ek kan aangaan, maar ek seker van julle het al hoeveel keer by plekke ingestap, en dan sê mense, dis wat ons het. Soos by Fortescue, dit kom lysgoeders en sê, man, dis wat ons het, wat soek julle, en 2/3 van die goeders gaan oor die kop, en julle vergeet, julle stap vanaand hier uit, en julle vergeet wat ek gesê het. So ek dink, wat ek gaan doen, omdat ek self 'n finansiële agtergrond het in die finansiële wêreld werk, kan ek 'n bietjie vergelyking hierso trek. Ek wil graag die kerk, en dis dan die kerk, en nie net die gebou nie, wil ek vergelyk met die maatskappy. Die vergelyking hierso is dat die maatskappy, soos die Engels sê, het 'n certificate of incorporation, die memorandum, die Articles of Association, en ons as kerk natuurlik die Bybel, iets wat die mees aanvastig is. Om verder te gaan, die struktuur, ek dink dit is belangrik dat jy ook besef wat die struktuur dan is van ons kerk. Soos enige kerk maak, wat jy ook in gewoontes in Suid-Afrika het 'n kerkstruktuur daarso, en heel toevallig op hierdie kerkstruktuur, baie wat, daar's 'n lekker verteenwoordiger vir julle ook daarso. En die verteenwoordiger is nie net een persoon nie, op die oomblik is ons omtrent 12, 13 jong mense. Hulle is al bekend as die wijk 18 ouderlinge en diakens, maar ons verwys wel baie keer na die jeugdkerkraad of die jeugdkommissie. Nou die mense wat op daai kommissie is maar mense wat die belange van julle in ag moet neem. Nou ek dink wat belangrik is om die vraag te vra, waarom se aktiwiteite? Andre het net genoem van die geestelike asemhaling. Nou wat gebeur as mense al hoe meer aktiwiteite begin doen, die begin vinniger die aktiwiteite doen en so aan. Outomatiese asemhaling word vinniger en neem meer in, en jy ervaar natuurlik al hoe meer en meer daai verhouding waarvan Andries gepraat het met God. Nou voor ek aangaan, ek kan 'n lys van goeders noem, wil ek graag hê, julle moet my sê, watter aktiwiteite is daar tans? Noem vir my paar. Kruispad. Ek doen nie die flipchart, die konsultante sê is baie professioneel, maar die trek nie gehoor, so julle moet klaar. Wat staan nog? Wat dink julle staan nog? Nie? Nog? Straatwerk. En ek sien Willem Kripne daar so op die papier. Nog iets? Wat? Dis 'n gaste ete. Kom nou nou. Broodjies kan nie simpel bring, kom met tee. Ek gaan soms sê, ek gaan eers gou wat julle sê, soos broodjies. Dit is simpel. Dis 'n lekker aktiwiteit daar. Okay, die soos op te doen Vrydag aand. En dan bedien Okay, nog iets? Manne. Manne
kraan. En die sokkie. As hy bo aan die lys. Okay, nog. Buddy. Ja, nog. Sien. Ek is seker van julle lees nog. Wag nog maar. Verraden. Dit is opleiding. Besorg. Yes, it is. Okay. Is al daar. Okay, dit was het nou heel wat hierso dat julle self genoem het en ek informasie is. Maar heel wat dit nog geminder het. Okay. Ons doen 'n bietjie marknavorsing in die maatskappy, die besigheid van ons. Wat wil julle in hierdie liggaam van die kerk? Watse aktiwiteite soek julle? En ek sien nuwe goed is. Ons lewe in 'n tyd van e-commerce en ons lewe in 'n tyd van waar dinge vinnig gebeur. So noem vir my dinge op wat julle graag wil hê. Wat? Indoor extras. Begin Maart 'n groot audisie hou. En ons gaan dit goed adverteer by Kruispad by die kerk sodat enigeen van julle wat graag wil sing of wat ook al wil doen, dan kan julle dan as audisie hou. Op hierdie stadium is ons twee groepe by die voorsang in die kerkkantoor en op Woensdae Kruispad. En ons sal dit dalk oorweeg om na 'n derde groep uit te brei afhangend van ek wil sê talent wat skryf, maar die mense wat wil kom en wat wil speel, verstaan jy? Dit is nie net kom sing saam en speel saam nie. Daar's baie commitment hier agter, daar's oefen hier agter. Dis ja, okay. En dan die derde wat ek wil sê, ons soek transparante mense. Dis dalk die hoofding wat ek wil sê. Ons het dringend 12 mense nodig om op 2 transparantspanne van 6-11 te dek. Hoe belangrik dit is, jy gaan een Sondag, elke tweede Sondag gaan jy een diens moet doen. Een van die 3 dienste wat op 'n Sondag is. En dan elke derde Woensdag gaan ons jou vra om by Kruispad in te help. So elke tweede Sondag een diens en elke derde Woensdag as jy 2 spanne van 6 is op hierdie stadium. Ek wil vir julle vra as jy regtig iets wil betrokke raak, dit is so moeilik vra vir Nika, sy het nou so vanaand gedoen en dit is lekker om dit te doen want jy is betrokke by dit wat aangaan voor. Ons is besig om die transparante mense ook in die musiekgroepe te inkorporeer. So jy word regtig deel van die span wat ek amper sê. Ek gaan Anneliese, ek gaan vir jou aanveg so 'n vraag op. Om na die tyd, as jy die belangstel nie net ernstig vra, dit is so belangrik soos wat dit is. Ons het mense dringend nodig. Om 'n harte draai te maak en dan jy net sommer 'n naam en telefoonnommers. En dan gaan ek jou kontak. Ek wil net sê daar's mense wat op hierdie vormpies ingevul het. Mense wat op hierdie vormpies ingevul het, die goed is in kerkraad toe op betrokke raak met musiekvriende. Ek het julle name, ek gaan terugkom na julle toe, moenie dink al gebeur niks nie. Maar weet jy die audisies gaan begin Maart wees. Alright, begin middelmaart. Dankie. Die res van die goeders wat ons stand sê, ek gaan nie verder op aangaan nie, want die meeste van die kontakte is hierso. As jy regtig betrokke wil raak, kontak asseblief die mense, maar jy sal ook in kontak word wat aangedui waar hulle wil betrokke raak. Ja, die ek kan ook. Op die goeders dat baie goeie voorstel gekom, ek wil net vinnig vir julle sê, internetkerk, webblad, al wat goeders, daar's reeds aan gedink, maar as jy regtig 'n passie het, wat jy gesê het hier vanaand, kom asseblief na die tyd na alles nou afhandel is van my toe, wil ek julle name vat. Dan kan ek julle sê wie met wie julle kan gesels en ook ons sal enige hulp wat julle kan gee, ons baie waardeer. Natuurlik die biblioteek, enigiemand wat regtig passie het vir enige van hierdie goed genoem, so spesifiek die koorklub,
'n baie goeie voorstel. Daar is al reeds oor gepraat en dit is nie pipeline, maar ons kort hulp ten opsigte van beplanning daarvan en hoe ons ander mense kan betrek. En uittrek en ander Suid-Afrikaners doen, maar ook ander mense in Engeland. Okay, so daai tyd mense wat reg pas het vir die nuwe goeders kom sien my nou. Thanks julle. Ek dink julle het 'n idee gekry van al die aktiwiteite wat hier so aan die gang is. Ek wil gou vra al die ouderlinge hier so as julle gou sal opstaan. Sien tog. Daar's hy. Dankie. Al die ouderlinge hier, kom ons kyk al die, dankie, vir sit al die diakens. Wat vanaand hier so is. Kom ons vra al die doornies. En die proponente. En nou het al hierdie ouens, daar's hy. En nou het hulle almal gesit, nou kan al die Christene opstaan. Ja, come on! Ja, kom, staan op! Waarom gaan dit ouens? Kom ons sê net vir julle so vinnig.